JMath. Nou is ons officially in graad 12 by saamgestelde hoeke. So hierdie is 4 nuwe formules wat jy gaan leer. Hulle is daarom op jou formuleblad, maar as ek jou kan raad gee, dis baie beter as jy dit uit jou kop uit kan leer, want dan gaan jy baie vinniger die somme kan doen en dit baie makliker herken om te sien as iets fout is met 'n som wat jy gaan moet verander, soos wat jy gaan sien aan die einde van hierdie video. So, kom ons kyk wat hier aangaan. So saamgestelde hoeke beteken let dit ek sit 2 hoeke saam en dan kan ek dit oorskryf in iets heeltemal anders. So onthou hierdie val in die identiteite deel van trig, waar as ek die linkerkant sien, kan ek dit oorskryf as die regterkant en andersom. So gebaseer op die som wat hulle vir jou gee, moet jy besluit gaan ek dit kleiner maak of gaan ek dit groter maak. So die eerste 2 somme hierso het hulle vir my die hakkies gegee en ek moet dit net gaan uitskryf. So ek kan die 30 sien as 'n A en die 5x as 'n B. Nou moet asseblief nie die minus saam insit in jou B-waarde nie, dan gaan alles baie triekie word. So as ek nou gaan kyk na hierdie formules, sin A minus B, kan ek gaan oorskryf as sin A kos B, en die minus bly 'n minus, en dan kos A sin B. So by die sinne gaan die teken van die hakkie die teken van die som word, maar by kos verander die teken. Ja, so dis net 'n maklike manier om te onthou. Sin se teken bly dieselfde, kos se teken verander. Nou ek kan hierdie dan gaan uitskryf by vraag 1 as sin van A wat 30 is, kos van B wat 5x is. Die teken bly dieselfde en dan word dit kos van A en sin van B weer 'n 5x. En dis dan daarom spesiale hoeke, so ek kan daai dan gaan oorskryf as 'n half kos 5x en dan minus wortel 3 op 2 sin x. So dis nie 'n baie mooi antwoord nie, maar dit is wat hulle wil hê in vereenvoudigde vorm. Vraag 2, so nou omdat ons met dubbelhoeke doen, asseblief nou nie maar net sê die antwoord is kos 2x nie, maar ons kan dit dan gaan uitskryf, so dit is kos sin, maar die teken verander, so dit is kos 7x, kos 5x, teken verander, so dit word 'n plus sin 7x, en dan sin 2x. En that's it, dis al wat ek kan doen met daai som. Nou van vraag 3 af, is dit nou aan die kant om, so hulle gee dit vir jou uitgebrei, en jy moet dit net gaan skryf in hakkies, en dan kyk of jy kan vereenvoudig verder. So, ek gaan vir die eerste paar, sal ek vir jou aanraai om net te highlight. So ek gaan die 6e highlight en dan die 24's met 'n ander kleur. So die 6e kan ek dan sien as my A-waarde en die 24's as my B-waarde. En dan kan ek nou baie makliker sien, maar hierdie is dan definitief 'n sin saamgestelde hoek en ek kan sien dis 'n plus, so hierdie is dan net sin A plus B en ek kan dit dan net gaan skryf as sin 6 plus 24. Dit word sin 30 en dit is 'n spesiale hoek, so dis net 'n half. So ek hoop die formaat van hierdie maak sin. So dit lyk baie complicated, maar dit is eintlik vrek maklik as jy net die formules net goed ken. Vraag 4 hierso, so as ek weer my highlighters net vat, dan kan ek sien hierso is 'n 73, hier's ook 'n 73 en dan 'n 28 en 'n 28. So dan is die 73 my A-waarde, die 28 is my B-waarde en hierdie gaan dan net wees kos A minus B. So ek gaan dit dan net gaan oorskryf as kos 73 minus 28. Dit gee vir my kos 45 en dit sê my sakrekenaar is dan net wortel 2 op 2. Vraag 5. Sin 16, sin 76, plus kos 76, kos 16. Nou dit lyk baie naby aan een van my kos saamgestelde hoeke, maar iets is verkeerd, die volgorde is nie reg nie. Gelukkig is daar 'n plus in die middel, en onthou as 'n plus in die middel is van iets mag ek die kante net omruil, en ek hoef niks ekstra te doen nie. So, in hierdie geval kan ek dan net sê, maar hierdie word dan net kos 76, kos 16, maar nou iets wat vreeslik belangrik is, en ek gaan dan net gou weer my hoeke net highlight. So hier moet jy sien dat die sin se goedjies in die verkeerde volgorde is. So onthou dit gaan A min B wees en daar's 'n groot verskil tussen 76 minus 16 en 16 minus 76, want die een gaan negatief wees. So jy moet net seker maak jou volgorde is reg. So ek gaan hierso dit dan net verander na sin 76 sin 16. Want nou weet ek dat my A-waarde 76 is en my B-waarde 16. So hierdie kan ek dan net gaan oorskryf as kos 7 minus 16 en dit word dan net kos 60 wat 'n half is. So, vraag 6. Hierso is nou weer eens 'n probleempie, want nou begin die som nou met 'n minus. En nie een van my formules daarbo begin met 'n minus nie. Dan baie maklik om op te los. Jy hoef net 'n minus uit te haal. So ek gaan 'n minus uithaal en dan in die korrekte volgorde skryf. So onthou dit is sin kos sin, nie soos hy hierso staan nie. So ek gaan dan sê hierdie is sin 3 theta kos theta en dan daai word 'n plus en dan kos 3 theta sin theta. Nou moenie die fout maak wat ek nou net gemaak het nie. Dis nie sin 30 of kos 30 nie, dis kos 3 theta. Ek sien dit so baie en dan ongelukkig moet 'n onderwyser vir jou punte aftrek as jy 'n theta as 'n 0 gaan skryf. So hierdie word dan net minus sin A plus B. So 3 theta plus theta en dit word dan minus sin 4 theta. Ek hoef niks verder te doen nie. Ons sê julle, so daai is die basics van saamgestelde hoeke. Jy moet net die regte een identifiseer, dit in daai formaat probeer skryf en dan net die hakies kleiner of groter maak.
Ongelukkig, julle ken nou al matriekwerk, het gaan nie so maklik bly nie, so kom ons kyk net gou-gou wat kan hulle aanvang met hierdie om dit erger te maak. Nou ek het hierdie twee vrae as prins bymekaar gesit. As jy nie jou werk ken nie, gaan jy vir dae lank skryf aan vraag 7, want dan gaan jy al 4 van daai hoeke gaan uitbrei, jy gaan boor 2 bladsye moet skryf om alles in te pas in een lyntjie, en jy gaan die kans dat jy by die regte antwoord uitkom is bitter min. So jy moet net mooi kan sien wanneer ek die saamgestelde hoeke moet uitskryf, dit groter maak, of wanneer moet ek dit in hakkies inskryf. Nou, 'n dead giveaway is, as daar hakkies is wat herhaal, so hier is 'n x plus 40, daar is 'n x plus 40, dan met die ander ene, x min 5, x min 5. As ek dit sien, dan hoef ek dit nie groter te maak en uit te brei nie. Okay, so dan kan ek net gaan kyk wat is A en B. Nou onthou, sin moet eintlik voorkom, so dan gaan daai my A waarde wees en daai gaan my B waarde wees. En dan kan ek hierdie gaan oorskryf as sin A min B, maar omdat alles hakkies is, moet jy asseblief blokhakkies gebruik. So dis x min 5 en dan minus x plus 40. Vir die ander ene sluit die blokhakkie. Nou gaan dit net vereenvoudig na x min 5 min 40. Die x kanselleer uit en die antwoord is dan net sin van minus 45. Dit is dan in die 4de kwadrant, so dit word net minus sin 45. En dit is 'n spesiale hoek, so ek kan sê daai antwoord is dan net minus wortel 2 op 2. Okay, so ek hoef nie al 4 van daai te gaan uitbrei nie. Maar nou kom ons by vraag 8 en ek het weer 2 stelle hakies en dit lyk baie groot, maar in hierdie geval is daar nie duplikate nie. Daar's 'n 60 en 'n 30, so dis nie dieselfde nie. So hier gaan jy ongelukkig moet gaan uitskryf. So as jy dit dan uitskryf, moet jy ook onthou, as daar iets voor sin of kos gestaan het, moet ek 'n hakkie maak en watter identiteit ek ook al gebruik, moet ek in daai hakkie invervang sodat ek kan inmaal na die tyd. Sorry, dit klink nou baie groot en complicated goed. Kom ek wys julle wat ek bedoel. Ek het dit so gaan uitbrei. Nou gaan ek in die hakkie inmaal, die wortel 3 by die eerste hakkie en die minus 1 by die tweede hakkie. Daarna gaan ons spesiale hoeke moet gebruik om alles te vereenvoudig wat ons kan vereenvoudig. Kom ek wys julle gou hoe lyk dit. So nou as ek gaan kyk na die eerste ene, wortel 3 maal wortel 3 is net 3 op 2 cos theta. Ek gaan net so 'n bietjie goed rondskryf dat die kosse saam sit want hulle is gelyksoortige terme. So minus cos theta en dan dit word wortel 3 op 2 sin theta positief en dan minus wortel 3 op 2 sin theta. So die sin thetas gaan net 0 wees want plus en dan minus van dieselfde getal is net 0 en dan met die kosse is dit dan net 1,5 minus 0,5, so dit is net 1 cos theta as my antwoord dan. Ons sê, so kyk asseblief baie mooi dat jy die verskil verstaan tussen vraag 7 en vraag 8, anders gaan jy baie punte verloor in 'n eksamen. 'n Ander vraag wat jy ook definitief iewers hierdie jaar gaan teekom, is ietsie soos vraag 9. Nou ek moet sonder 'n sakrekenaar daai gaan uitwerk. Nou dit lyk asof ek absoluut niks kan doen daar nie. En as jy hom in die sakrekenaar intik, gee dit vir jou baie lelike antwoord met klomp wortels. Nou die tip hierso is, onthou jou spesiale hoeke, so 30, 45 en 60. So ek met daai 105 gaan opbreek as A plus B of A minus B en ek mag net kies uit daai 3 hoeke wat ek daarso sien. So ek gaan sê sin 105 kan ek sê is sin 60 plus 45. Want nou het ek 'n A plus B, ek kan dit dan gaan uitbrei volgens my saamgestelde hoeke. So hierdie ene gaan ek dan skryf is sin 60 cos 45 en dan die teken bly dieselfde want 'n sin, so dan cos 60 sin 45. Nou gaan jy net elke een van daai apart gaan intik in jou sakrekenaar of as jy die spesiale hoek onthou dan fantasties. Jy is in die minderheid, maar ons moet daai dan alles gaan uitskryf as breuke en dan vereenvoudig. Ek kan dan sien die eerste ene word wortel 6 op 4 plus wortel 2 op 4. En dit is dan my finale antwoord. Ek kan dit gaan skryf soos die sakrekenaar wat dan net sê wortel 6 plus wortel 2 alles op 4, maar ek sal volpunte kry tot dan. Ek hoop dit maak sin. So, baie keer sal hulle ook vir jou hierdie vraag vra met 'n 15 en onthou 15 is dan gelyk aan 60 min 45 of 45 min 30. Hulle kan ook vir jou 75 vra, so dit is dan net 30 plus 45. So daar's 'n paar kombinasies wat hulle kan doen wat vir jou A plus B met die 60, 30 en 45 kan gee. Gaan oefen 'n paar, daar's definitief in jou handboek 'n paar, want soos ek sê, hulle hou daarvan om dit in klastoetse en eksamens te vra. Okay, vraag 10 en 11 is nou groter somme wat baie kere tussen 6 en 8 punte kan tel, want jy gaan eers alles moet herlei, dan gaan jy dit reg moet oorskryf, kyk wat se formule jy gaan gebruik en dan eers 'n antwoord kry, wat ook baie keer dan nog 'n spesiale hoek gaan wees. So daar's baie stappe met hierdie. So kom ons gaan gou deur die stappe. Jy kan dit nou sien hier op skerm, maar stap 1, ek moet seker maak al hierdie hoeke is tussen 0 en 360. So hierdie twee gaan 'n probleem wees. So ek kan by dit enige tyd 360 gaan plus of minus totdat dit op my cast diagram kan inpas. Dan stap 2, ek moet dan die kwadrant identifiseer en dit gaan skryf volgens daai kwadrant. So 200 gaan ek dan gaan sê, okay, maar dis 180 plus 20, so dis derde kwadrant. So dis wat ek daarso bedoel. Dan daarna moet ek dit gaan vereenvoudig en sê ek so dis minus sin of minus cos gebaseer op die kwadrant.
dan gaan ek kyk of dit al by een van my saamgestelde hoeke uitgekom het, of dit by een van daai identiteite is. As dit nog nie uitwerk nie, dan moet ek gaan oorweeg om kofunksies te gebruik. En daarna, hopelik kan jy dan 'n antwoord kry. So kom ons doen vraag 10. So stap 1, ek moet eers gaan identifiseer wat se kwadrante is elkeen. So ek gaan sê, hierdie is kwadrant 4 want hy is groter as 270, daai is kwadrant 2 want hy is kleiner as 180, daai is kwadrant 2 want hy is groot tussen 90 en 180 en dan is daai kwadrant 3. So as ek dit gaan oorskryf, gaan ek dan met sê hierdie is sin 360 minus 80, want die antwoord moet 280 wees. Hierdie is dan cos 180 minus 20. Daai kan ek dan gaan oorskryf as cos 180 minus 80 en die laaste ene as sin 180 plus 20. As hy, nou moet ek alles gaan kyk vir plusse en minusse. So sin in die vierde is negatief, minus sin 80. Cos in die tweede is negatief, so minus cos 20. Nou asseblief moenie hierso dink dit is twee verskillende terme wat ek minus nie. Ek gaan dit eintlik maal. So dit is baie keer veiliger om als in hakkies te sit hierso. So nou kan ek sien daar's ons 'n minus en dan cos in die tweede is ook 'n minus. So minus cos 80 en dan sin in die derde is ook 'n minus. So dit is minus sin 20. Okay, nou kan ek gaan kyk of ek my A en B hoek kan identifiseer. So ek gaan sê okay, hoek A gaan 80 wees. Okay, dit werk uit. En dan hoek B gaan 20 wees. En dit werk ook uit. So ek hoef nie hierso kofunksies te gebruik nie. So nou moet ek net gaan kyk na al die tekens en dit uitsorteer. So minus maal 'n minus gee vir my 'n plus. So daai is sin 80 cos 20. Nou in die tweede term is daar 3 minusse, so dit bly 'n minus en dit word dan net cos 80 sin 20. So as ek nou kyk na vraag 11, kan ek sien daai is kwadrant 1, daai is kwadrant 2. Nou by die 400, hy's baie te groot. So ek gaan 360 hierso aftrek, dan word dit sin 40 wat ook die eerste kwadrant is. En dan by die laaste ene, ek gaan hierso ook 360 aftrek. Dit gee dan vir my sin 350. So ek weet dit gaan dan net 360 min 10 wees. So hy is in die vierde kwadrant. So nou as ek dit gaan oorskryf, ek hoef niks te doen met die eerste sin 50. So ek hou hom net sin 50, maar hierdie word sin 180 minus 80. Dan hierdie ene, soos ons gesê, dis net sin 40, so ek gaan hom net so skryf. En dan die volgende ene is dan sin 360 minus 10. So om dit net bietjie meer te vereenvoudig, gaan ek dan net sê hierdie is sin 50 sin 80. En dan hierso gaan die laaste ene gaan 'n minus wees, so ek gaan daai som skryf as 'n plus so lank. Daai is sin 40 en dan is daai sin 10. So nou sit ek met 'n klein bietjie van 'n probleem. Eerstens, alles is sin en al 4 hoeke is verskillend. So dit voel nie of ek naby aan saamgestelde hoeke is nie. Maar as jy baie mooi gaan kyk, gaan jy sien maar 50 en 40 gee saam vir my 90 en 80 en 10 gee saam vir my 90. So dit beteken ek kan nou kofunksies gaan gebruik om van hulle te verander en dan los ek sommer al twee probleme op. Nou moet jy besluit, wil jy gaan vir sin kos kos sin? Dis heel moontlik, of wil jy gaan vir kos kos sin sin? Dis ook heel moontlik. Al twee antwoorde gaan vir jou volpunte gee, dis regtig jou keuse. Ek persoonlik gaan vir die sinreël sin A plus B. So dit beteken ek gaan die eerste sin net hou soos wat hy is, so daai bly net sin 50 en dan gaan ek die sin 80 kan ek nou gaan oorskryf as cos 10. Dan sin 40, ek wil nie hom hê nie, so ek gaan hom oorskryf as cos 50 en dan die sin 10 gaan ek net hou soos wat hy is. Nou het ek 'n A plus B som, want ek het 2 50s en 2 10s en die antwoord is dan sin 50 plus 10, dit is sin 60 en dan dieselfde as die vorige ene, dit word dan net wortel 3 op 2. So jy kan ook gegaan het vir 'n kosreël en so jy opgeëindig het met cos 40 minus 10, dink ek, en dit sou dan cos 30 gewees het wat dieselfde antwoord gee. Dit was saamgestelde hoeke. So ek weet ek het nou baie vinnig gegaan. Pause die video, gaan kyk dit stadiger, gaan oefen hierdies in jou handboek en ek gaan ook nog oefen video's opsit sodat jy hierdie regtig kan indrul en jou punte kry vir graad 12 terug. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.